is so uniek soos jou vingerafdruk. En Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Biomediese wetenskaplike en die hoofuitvoerende beampte van Biomedical Emporium, Dr. Judy Pretorius, weer hier in die ateljee. Baie welkom. En vandag beantwoord jy vir ons kykersvrae. Ja, absoluut. En hier, die eerste vraag van iemand in KZN, ons het nou net CL staan hier, so nou nie naam en van nie. Sy vra, wat het jy geswot, Dr. Judy? Hoe het jy begin om gesigprodukte te maak? My kleinkind wil ook in die kosmetiese wêreld inbeweeg. Wat moet sy doen? Wel, ek moet sê, ek sou nooit gedink het ek sou in die industrie ingegaan het nie. Ek het my liefde uniek ontwikkel. Ek het in biomediese wetenskappe ingegaan. Ek het 'n meestersgraad in biochemie en 'n doktoraal in farmaseutiese chemie en daarna het ek nog diplomas gedoen in dermale estetiese medisyne en ek is 'n akademiese persoon. Jy weet, ek doen baie navorsing saam met verskeie universiteite en ek hou daarvan om 'n akademiese bydrae te lewer binne 'n bepaalde dissipline om diagnostiese behandelings te ontwikkel en geneesmiddelontwikkeling en ontwerp. So met die gevolg is jy moet altyd jou vakgebied so goed ken in biomediese wetenskappe, so tipies jou biologie, jou microbiologie, jou biochemie en selfs 'n bietjie chemie en al daai bydra tot 'n bepaalde dissipline en my dissipline is die dissipline van dermatologie en estetiese medisyne. Ek moet sê, elke keer as ek met jou praat, dan klink jy vir my 'n bietjie soos 'n lektor. Ek is. As ek in jou klas sit. Yes, ek is. Jy is absoluut mal daaroor, dit kan 'n mens sien. Nou hier is RC van die Weskaap, sy sê, ek is 'n dame van 63, ek het die Retinol Night Serum van Biomedical gebruik, maar slegs 2 keer per week. Kan ek dit meermale per week gebruik? Absoluut. Retinol het 'n reputasie, want retinol is een van daai bestanddele wat, as jy dit opsit, dan kan jou vel deur 'n proses van retinisering gaan en dan, dit kan jou irriteer en dan sê mense, ek hou nie van hierdie produk nie, want dit irriteer my vel, dit veroorsaak sensitiwiteit en dit kan eintlik bietjie 'n uitbraak veroorsaak. Maar as jy agterkom jy vel begin gewoond raak daaraan, dan kan 2 keer eerder 3 keer word en soos wat jy ouer word in jou 40s en jou 50s, dan kan dit eintlik elke liewe dag gebruik word, maar slegs in die aand. Ek wil nou juist vir jou vra, want dit het al met my gebeur dat ek dit gebruik en dan kry ek so half 'n uitslag, so 'n rooierigheid. Moet die mense dan liewer los en weer terugkom, dalk jy 'n bietjie minder gebruik? Ja, so gewoonlik die aanduiding, as jy voel daar's 'n sensitiwiteit en waar kry mense die sensitiwiteit? Eers is gewoonlik op die ooglede onder die oogarea. So jy voel dit is 'n bietjie seer en sensitief. Daar's hier sensoriese gevoel, veral as daar hitte of wind byvoorbeeld op jou vel kom, dan is die reël maar net, in steede van om dit elke dag te gebruik dit elke tweede dag of selfs elke derde dag. Nou, 'n baie belangrike vraag van iemand wat 'n baie belangrike dag het binnekort. Ek is 34, dis LG van Gauteng. Ek trou binnekort. Ek het 'n uitslag oor my nek en rug. Ek dink dit is moontlik stresverwant. Ja, ek dink ook so. Wat staan my nou te doen? Wel, ek sê altyd vir mense, onthou, moenie vergeet nie, jou vel staan bekend as 'n suurmantel. So jou vel hou daarvan om blootstelling te kry aan produkte wat bietjie meer suur is, tipies pH 5 tot 5.5. So jy weet, baie keer gaan mense vir chemiese afskilfering, maar dan is dit gewoonlik in die gesig, die nek en die borsgedeelte. Maar jy weet, jy kan gaan vir 'n chemiese afskilfering vir jou liggaam ook, vir jou hele lyf. En baie keer hierdie uitslag, kom ons noem dit nou maar in Engels acne op die rug, kan ook wees dat die sebumproduksie 'n bietjie hoër is en mens kry produkte wat 'n chemiese afskilfering is vir die liggaam. En dan ook wil ek sê, moenie probeer produkte vermy wat geurmiddels en kleurmiddels en verkeerde preserveermiddels het, want dalk gaan die uitslag weg net door dit. Daar is nog heelwat vrae, maar jy gaan mos terugkom. En dan gesels ons verder. Dr. Judy Pretorius, baie dankie en dan LG van Gauteng, baie sterkte met jou groot dag.